Hulle sê, die paus het gesê, dis die jaar 2025. En almal het hier rond gegaan en gesê, voorspoedige nuwe jaar en al daai klas van ding. Maar ons het iets anders wat vir ons belangrik is, en ons gaan dit vanmôre sê aan u wat hier sit, en u wat na hierdie uitsending sal kyk. Ons Vader is alomteenwoordig. Sy seëninge is alomteenwoordig. Vader, sy heerlikheid en sy majesteit het niks met die wisseling van dag en nag, of weke, of maande, of jare te maak nie. Want hy is ewig onveranderlik. So ons leef vir hom, nie vir die wêreld nie. En ons verstaan, dit is nou 2025. En ons moet nou weer leer om 25 te skryf, want ons is so gewoond om 24 te skryf. Maar kom ons bly by hierdie heerlikheid, waarin ons vir mekaar sê, dat ons gaan nie dae en jare verheerlik nie. Ons verheerlik ons Vader. Daar sy. So vanoggend, ons is hier in Witbank, en die datum is die 12de Januarie 2025. Die tema is die twee dope. Die twee dope. Nou ek kan gerus 'n bietjie aantekenings maak, en ons sal net nou met die skrifte 'n bietjie werk, en dan gaan ons mooi kyk wat is hier aan die gang. Ons wil graag die volgende vir u sê. Dit wat ons vandag sê, is nie om jou om te krap nie, is nie om jou perspektief te verander nie. Dit is nie bedoel om 'n vraagteken in jou hart te sit nie. Dit is eintlik bedoel om die diepkant van hierdie twee dope net vir jou so 'n bietjie uit te lig, dat jy meer gemaklik daarmee kan wees. Nou, hier kom hy nou. Waarmee het die dopery te make in die eerste plek? Ons moet dadelik vir mekaar sê, dit het te doen met die voorbereiding van die weg. Dit reg? Dis waaroor die hele doop kwessie gaan. Die Johannesdoop en die Geesdoop is twee dope, veronderstel om te wees aldus die skrifte. Maar kom ons gaan bly net eers gou na die Amos profesie toe. In Amos in die 3de hoofstuk. Ons gaan so 'n stukkie met mekaar saam lees, net om vir u mooi in te bring oor wat is ons bedoeling met die dopery wat hier aan die gang is. Goed, Amos 3 in die eerste versie. Nou hoor nou hierdie een. Hoor die woord wat Vader Jahwe oor julle gespreek het, o kinders van Israel. U sal nou opmerk, hy praat toe nou nie met die wêreld nie. Hy praat met die kinders van Jakob, die nageslag van Jakob. Dit is die kinders van Israel. Israel is Jakob, daar is hy. Nou, hoor nou mooi, oor die hele geslag wat ek uit Egipte laat optrek het. Nou moet ons mooi hoor, hy het nie die Egiptenare uit Egipte land uitgelei nie. Hy het die kinders van Jakob uit Egipte land uitgelei. Sien julle hoe kosbaar? Daar is hy. Nou hoor, julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die aarde. Daarom, luister mooi, daarom sal ek by julle besoeking doen oor al julle ongeregtigheid. Het julle mooi gehoor? So, hier het ons 'n mooi verhaal. Vader sê, hy haal die kinders van Jakob uit Egipte land uit. Is dit reg? Want hy sê, julle het ek alleen geken. Nou sê hy. So, geken beteken, ek het julle voor die grondlegging van die wêreld geken. Dis wat hy bedoel. Hy sê, en daarom sal ek by julle besoeking doen oor julle ongeregtigheid. Dit beteken,
hier is 'n stuk ongeregtigheid wat Vader nie by ons wil hê nie. En omdat dit by ons is, gaan hy ons daarvolgens tugtig. Hy gaan ons bakslaag gee oor hierdie ongeregtigheid. Ek sê hy sal besoeking doen by julle en hy doen dit op wonderbaarlike maniere. Soms is dit baie pynlik, maar hy bly by sy woord. Nou, in die 3de versie, hy vra. Hy praat van homself en hy praat van die volk wat hy alleen geken het. Hier is 2 partye. En hy praat met ons in hierdie profetiese woord. Hy sê, sal 2 met mekaar wandel tensy hulle eers afgespreek het? Nou luister mooi, Vader het hierdie volk gekies en met hom afgespreek en dat hulle saam sal loop. Sien u dit? Die vraag is, het ons bly saamloop? Kom ons hang om. Vers 4, sal 'n leeu brul in die woud as hy geen prooi het nie. Baie van ons weet niks van 'n leeu af nie. Maar 'n leeu het 'n dankie sê, as hy 'n prooi gevang het, vertel hy die hele oerwoud, hy het 'n prooi gevang. Sal 'n jong leeu sy stem uit die lêplek laat hoor as hy niks gevang het nie. Wat sê hy eintlik vir ons hier? Hy sê, hy praat met ons. En hoe doen hy dit? Hy gebruik die leeu. Hy praat, want hoekom? Want sy volk wat hy alleen geken het, het 'n prooi geword vir hierdie wêreld. Ek hoop u hoor hom mooi. Vers 5, sal 'n voël in die net op die grond val, as daar vir hom geen stryk gestel is nie? En hy praat met hierdie volk, hy sê, volkie, daar's vir julle 'n stryk gestel. En julle ongeregtigheid is dat julle het in die stryk getrap. Sal 'n wip van die grond af opspring as dit glad nie gevang het nie? Dit beteken, hy sê eintlik vir ons op 'n baie metaforiese manier, ons self het die stryk afgetrap. Het ons nie? Kan ek antwoord kry? Ja, natuurlik. Maar hoor hoe kosbaar is dit. Ons praat eintlik oor die 2 dope vanmôre hier, maar wat het dit hiermee te maak? Ek gaan weldra sien waar gaan ek met hierdie enetjie heen. Nou, hoor nou vers 6. Lees met my saam. Sal die bassein in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie. Watter bevolking? Julle alleen het ek geken uit al die geslagte van die wêreld. Ons het dit nou net gelees. Dis die bevolking waarvan hy praat. Nou is hy besig met al hierdie goed. En hy het 'n bassein geblaas. Hy sê, sal die bevolking nie skrik nie. Oor die toestand waarin hulle is, en die ongeregtigheid en die strikke wat hulle afgetrap het. Sal hulle nie skrik as hulle die bassein hoor nie. Godsdienst het die plek so lam gemaak. Hy het hom so sag gemaak. Hy het hom so lekker lou gemaak. Hulle het tot die bassein proppe ingesit, saggies gemaak, dat die bevolking nie die bassein kan hoor nie. Vader sê, hy gaan besoeking doen, oor wie? Oor die, wie hy uit Egipte land uitgelei het. Los die Egiptenare man, hulle is nie in die prentjie nie. Hulle is nie in sy bedoeling nie. Maar die kroos, die nakroos van Jakob, het in die stryk getrap. En die stryk was ongeregtigheid, en ongeregtigheid word in ons tyd op so 'n wonderlike humanitêre manier aangebied, dat ongeregtigheid eintlik nou al lekker gaaf is. Ons glad nie meer gepla oor ongeregtigheid nie. So nou die prentjie is, ons beweeg dus dan in 'n omgewing van ongeregtigheid, want die profesie sê so.
Sal daar 'n onheil in die stad voorval as Vader Jahwe dit nie bewerk het nie? Dis wat die profeet sê. Want hoekom? Dis vers 7. Onthou, Vader bewerk die onheil oor iets. Want hy sê vir ons in die profesie, ek sal by julle besoeking doen vanweë julle ongeregtigheid. Nou, lees vers 7 met my saam. Want Vader Jahwe doen niks. Hy doen niks. Tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete geopenbaar het nie. Nou luister mooi, ons moet dit iets hoor. Ons moet dus hoor dat Vader het 'n raadsbesluit geneem. Wat is die raadsbesluit? Hy sê, ek gaan by julle besoeking doen. Daar's hy. Nou, hierdie toestand het nou aangehou tot op 'n dag. Nou, blaai bietjie na Jesaja 40 in die 3de versie. Jesaja 40 in die 3de versie. Luister mooi, ons praat nou uit die profetiese raadsbesluite van môre met mekaar. So ons moet 'n sekere dieptegevoel begin kry. So kom ons hou net die volgende in gedagte. Vader sê, jou het ek alleen geken uit al die geslagte van die aarde. Is dit reg? En hy het met ons afgespreek om saam te loop. Is dit reg? En wat het met ons gebeur? Ons het in die strikke getrap. Is dit reg? Nou sê Vader, ek gaan by julle besoeking doen oor julle ongeregtighede. Met ander woorde, dis 'n raadsbesluit. Nou luister mooi wat sê hy. Hy doen niks tensy hy sy raadsbesluit bekend gemaak het nie. Dis 'n raadsbesluit waarin hy sê, ek gaan by julle besoeking doen. Goed, ons kan daaroor wyd praat, maar Jesaja 40 vers 3 is ter sprake. Kom ons lees dit nou. Maar hier begin die ding, hier begin die mooi. 'n stem van een wat roep, berei in die woestyn. Hoor mooi, 'n stem wat roep, wat sê, berei in die woestyn, nie in die berge nie, nie in die dale nie, in die woestyn. Met ander woorde, 'n mens kan dit nou letterlik vertolk en sê, ons kyk na die Kalahari, hy's nie 'n lekker woestyn nie. Kom ons gaan liewers na die Namib toe, hy's amper 'n lekker woestyn. Maar kom ons gaan na die Sahara toe, dis 'n gawe woestyn. Met ander woorde, ons word nou eintlik gedwing om in die Sahara 'n weg te gaan voorberei. Dis nie wat hier bedoel word nie. Kom ons lees verder. Die weg van Vader Jahwe, wil ons nou waaragtig vanmôre begin glo, dat ons moet ergens in die woestyn 'n weg vir Vader Jahwe gaan bou. Dit is nie wat die skrifte my leer nie. Maar dit word nie verstaan nie. Jy sal sien hoekom nie. Daar staan geskrywe, maak gelyk in die wildernis. Maak gelyk in die wildernis 'n groot pad vir ons Vader Jahwe. Nou sit ons met twee probleme hier. 'n Woestyn en met 'n wildernis. Maar kom ek wys nou vanmôre vir u dat Amos sê, dat Vader sê, dat ons het in die strik getrap. Dit reg. Daarom gaan hy by ons besoeking doen. As gevolg van die ongeregtigheid waarbinne ons vasgeval het, waarbinne ons leef. Ons maak kinders groot met ongeregtigheid. Ons trou in ongeregtigheid. Ons maak liefdesverklaringe in ongeregtigheid. Ons is binne in hierdie toestand. Hierdie toestand kan nie voortduur nie. So ons het 'n woestyn geword. Ons is toe die wildernis waarvan die profeet praat. Nou kom ons kyk of daar 'n teksversie daarvoor is. Jesegiel 35 vers 4. Jesegiel 35:4 sê die volgende. En ons beleef dit in die nuwe Suid-Afrika en elders op die planeet. Wil nie my mond uitspoel vanmôre nie. Maar ek het 'n bewende hart. En ek pleit vanmôre by u, kom ons vind mekaar se harte. Ons is in 'n nood. Ons moet begin verstaan
wat is besig om te gebeur? Jesegiel 35:4. Ek, wie is aan die woord? Ek is Vader Jahwe. Ek sal jou stede 'n pynhoop maak. Het jy dit gehoor? In hierdie land is elemente besig om die stede pynhope te maak. Vader sê, ek gaan by julle besoeking doen oor julle ongeregtigheid. In hierdie land word die stede pynhope gemaak. Dis 'n raadsbesluit van Vader. Jesegiel 35:4 sê dit vir ons baie mooi. En hoor, en jyself sal 'n wildernis word. Sien jy dit? Nou kom ons kyk na die volk se toestand van môre. Kom ons wees net so bietjie objektief. Hierdie volk is in so 'n verdeelde moeras. Sy leef onder 3000 denominasies in hierdie land. En almal sê, die Gees het ons gedoop. Ons is almal gedoop, ons is op pad uit ongeregtigheid, terwyl ongeregtigheid die siedende, verterende monster in ons elke dag geestelike lewens is. Dis ons pyn. En jy sal weet dat ek jou Vader Jahwe is. Belangrik. So ons begin nou agterkom. Dis nie die politiek nie. Dit is nie die godsdiens nie. Dis instrumente. Vader het gesê, hy gaan ons stede pynhope maak, en hy sê, en julle self sal 'n wildernis word. En ons moet eerlik wees vanmôre. Sou hierdie boervolkie vanmôre nie 'n wildernis is nie, dan waag ek om te sê, dan draai sy hierdie land op sy kop om tot eer van Vader Jahwe. Dis die punt wat ons moet maak. Maar hoe gryp Vader in binne in hierdie toestand? Onthou nou, ons is in ongeregtigheid. Ons het die strikke afgetrap. Ons kan hulle opnoem van watter jaar tot watter jaar kan ons hulle opnoem hoe ons elke keer in die strikke getrap. Ons is so voel in 'n wip gevang. Die profeet sê waar ons is. Maar hoe gryp Vader in? Blaai na Matteus 3 toe. Matteus 3 verse 3. Luister mooi. Vanoggend is dit 'n hart tot hart bespreking oor ons toestand. Maar ook gaan ons kyk na die wonder hoe Vader Jahwe in die toestand ingryp, hoe hy in jou en in my lewe ingryp. Hoe hy ons koppe swaai, hoe hy ons harte aanraak, hoe hy ons gees opwek. Matteus 3 vers 3. Want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gespreek is toe hy gesê het, die stem van een wat roep in die woestyn, berei die weg van Vader Jahwe, maak sy paaie reguit. Ons het nou net in Jesaja 40 dit gelees. Nou net. Nou hier word gepraat van Johannes. Nou, Johannes is 6 maande ouer as die vleeswording van Vader Jahwe. 6 maande. Dis nie ter sprake nie, dit beteken hy is 'n bietjie voor. En dis die man wat gesê het, hy moet uitgaan buite toe, hy moet loop roep. Hy moet binne in hierdie, wat hy uit Egipte land, uit hierdie nakroos van Jakob, hy moet binne in hierdie wildernis, moet hy 'n pad gaan maak vir hom wat kom. En dit is die passie van die oomblik. Wat profeteer Sagaria, die vader van Johannes? Blaai gou na Lukas 1:76 toe. Terwyl jou skrifte daar is, blaai gou na Lukas 1 verse 76. En hoor nou mooi. Hou die lyn, hoor mooi. Sagaria praat met hierdie seentjie. Ek dink hy het hom so in sy hande vasgehou. Sagaria. En hy sê die volgende, en jy kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van Vader Jahwe
uitgaan om sy weë reguit te maak. Hierdie ou seentjie. En hier loop hy. In Matteus 3 vers 3 staan geskrywe, want dit is hy van wie deur die profeet Jesaja gepraat het, dat 'n man sal opstaan en hy sal in die wildernis roep, maak die paaie van Vader Jahwe reguit. Nou het ons klaar vanmôre van mekaar gesê, die nakroos van Jakob het 'n wildernis geword. As jy met my saamstem, kan ons aangaan. Matteus 3 vers 11, terwyl jy by Matteus 3 is, kom ons lees Matteus 3:11. Nou ons gaan so 'n bietjie praat oor Johannes se doop, dat jy dit net so 'n bietjie mooi in perspektief kan kry. Hy sê in die 11de vers van Matteus 3, hy praat van homself, hierdie ene wat in die wildernis roep, hy sê vir die wildernis, ek doop julle wel met water. Het jy gelees daar? Hy praat met die wildernis, hy praat met die ouens wat in die wip gevang is, die wat die strik afgetrap het. Hy sê, ek doop julle wel met water. Is dit reg? Kom ons lees aan. Maar hy wat na my kom, met ander woorde, sy dopery was eintlik bedoel om in die wildernis vir hom wat na hom kom, 'n weg voor te berei. Sien jy dit? Nou kom ons lees. Hy sê, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Gees. Hy sal julle doop met die Gees. So Johannes projekteer vir ons 'n toestand vorentoe, vanuit sy dag tot waar ons vandag is. En my vraag is die volgende. Is ons met die Gees gedoop? Of is ons nog besig met die Johannes doop? So die Johannes doop is eintlik bedoel om 'n weg in die wildernis vir hom te berei. Dis praat hy van die kroos, hy praat van die kinders van Jakob, van Israel, hy praat met hulle. Hierdie boek praat nie van niemand anders nie. Hy praat met die kinders van Jakob, waarvan ons deel is. Nou, luister mooi, wat doen Johannes? Hy doop met water. Luister tog mooi. Die Afrikaanse vertaling sê met water. Dit kan 'n druppel wees, dit kan 10 druppels wees. Dit kan 100 milliliter wees, dit kan 1 liter wees, dit kan 10 liter wees, dit kan 1000 liter wees, dit kan 'n dam vol wees. Dis nie die punt nie. Hy doop met water. Maar hy wat na my kom, gaan dit nie so doen nie. Hy gaan julle doop met sy Gees. So daar's 'n verskil. Skiet ek nou die Johannes doop af? Geensins nie. Johannes doop mense in om in 'n werksaamheid betrokke te raak, om vir hom wat Vader Jahwe is, 'n weg in die wildernis wat die volk is, te berei. Maar Johannes het 'n behoefte gehad, want hy het gesê, hierdie ouens wat so afgesonder word, moet met die Gees gedoop kan word, sodat hulle magtige werke kan doen. Die Johannes doop het dit nooit gegee nie, kan dit nie gee nie. Dis 'n spesiale oefening om die wat aangeraak voel in te bring. En jy moet oplet wanneer die Fariseërs en die Sadduseërs daar aangehardloop kom met hulle lang klede, dan sê hy, wie het julle geleer dat julle die oordeel wat aankom sal ontvleg? Addergeslag. Met ander woorde, dit maak my opgewonde, want hy bewys weer dat hierdie dopery het net te maak met die seuns en die dogters van Jakob. Want dit is 'n raadsbesluit. Vader verander mos nou nie. Hoekom doen hy dit? Hierdie ouens wat hoor, wat die evangelie hoor, hulle bekeer hulle dus om medewerkers te word om die weë van Vader in die wildernis te bou. Is ons regtig daarmee besig?
Godsdienst het ons lekker met 'n wip gevang. Ons gaan sit daar aan die banke en die predikant preek en gaan nie huis toe. En dan gaan ons weer daar en dan sit ons weer daar. En dan sit en sit en sit. En 1693 jaar later sit ons nog steeds. En die volk is nog steeds 'n wildernis. Die volk is nog steeds in die wip gevang. En niemand nou vanmôre van my kom sê, kan ons self uit die wip, of moet Vader ons uit die wip uithaal? En dis waar die Johannes doop inkom. So wanneer Johannes doop, dan sê hy vir die dopelinge, hy wat na my kom, gaan julle met sy gees doop. Kan ek halleluja in die plek kry? Maar dit is die passie van die oomblik. Ons moet dit kan verstaan. Koning Dawid, hy roep sommer, hy was 'n gesalfde koning, maar hy roep in Psalm 25 'n baie belangrike ding uit, wat vir jou en vir my moet rig. Dit moet ons opgewonde maak. Dit moet ons deelname bevestig. Hoor wat sê hy in Psalm 25:4. Hy sê, Vader Jahwe, maak my u weë bekend. Maak my u weë bekend. Nou hoor wat sê hy, leer my u paaie. So nou is ons weer terug by die wildernis storie. So hier is die volk wat nou 'n wildernis het, en Vader het gesê, ons stap saam op die weg. Ons so afgespreek daar, onthou jy, by die berg Horeb, met die 10 gebooie. Ons het nou daar 'n afspraak gemaak. Ons het saamgestem om saam te loop. Is dit so? Ja. Nou hoekom het ons nie daar gebly nie? Want Amos sê, ons het in die struik getrap. Ons is vanmôre nog in die wip. Ons kom nie daar uit nie. Godsdienst is die wip. Daar's 'n groot verskil tussen godsdienst en ware aanbidding. En jy moet kies of jy via godsdienst Vader Jahwe wil aanbid, of wil jy 'n ware aanbidder in gees en waarheid wees. Wanneer jy dit doen, is jy uit die wip, man. Jy's nie meer in die struik nie. Ons sukkel om koers te kry. Die oop vraag word vandag direk aan ons gerig. Ons wat met Johannes doop gedoop is, maak ons Vader Jahwe se weë in die wildernis 'n groot pad, ja of nee? Of sit ons net in tevredenheid met 'n stukkie godsdiens wat ons ontvang het? Of het ons so volleerd geraak dat ons die Bybel kan quoteer tussen 2 bladsye? Waar is ons? En terwyl ons die skrifte so ken, en terwyl ons die teksverse so rondgooi, is die volk besig om uit die wip te kom, ja of nee? Natuurlik gaan jy nie daarmee tevrede wees nie, want niemand hou van so 'n boodskap nie. Maar laat ek sommer van my hart af vanmôre sê, sien nie ek wat hier voor u staan? Hierdie mens is 'n sterwende mens. En as ek 'n pasuin moet blaas terwille van hierdie kosbaarheid waaroor Vader sy naam uitgeroep het, dan gaan 'n sterwende mens hierdie woord vir u so sny dat daar binne in jou 'n nuwe halleluja gebore gaan word. Halleluja. Kom ons praat. Het die Johannes doop ons waarlik verander? Het ons. Ek is 3 maal gedoop. Nee, ek is gedoop met water. 'n Bietjie water in die NG Kerk. Ek kan dit nie onthou nie, want ek weet nie hoe, wat nie. My ouers het so gesê. En ek is later in die Baptiste Kerk gedoop, as 'n volwassene. En nog later, het 'n broer Gert Steenkom my gedoop as 'n Israeliet. So ek het 3 maal gedoop. Het ek verander? Het die dopery my verander? Tot my skok en my teleurstelling moet ek vanmôre erken, dit het nie.
my verander nie. Daardie doop nie. Wat het my verander? Die dooping in die Gees, want die Gees openbaar die skrifte, die Gees bring 'n nuwe passie, die Gees gee die gawes en die begeleiding om in die wildernis 'n reguit pad vir Vader Jahwe te bou, ongeag wat die wêreld daarvan te sê het. Halleluja. En dis die passie. Hoekom het die doop ons nie verander nie? Die kinderdoop in die gereformeerde kerke is 'n ritueel. Dit beteken niks. Al die charismate se groot doop beteken niks. Al die doperye van ons as Israeliete beteken niks as ons nie met die Gees gedoop word nie. Amen. Beteken niks. Dis 'n ritueel. Ons het nat geword en afgedroog, maar nou presies dieselfde. Dis presies dieselfde. Goed. Maar dit was nodig. Almal doop. Al die nasies op hierdie planeet doop. Gaan kyk 'n bietjie. Filemon word ook gedoop. Almal doop. Waar het dit vandaan gekry? Uit hierdie boek. Het Vader ooit vir Johannes gesê, gaan doop daar buite. Hy het gesê, gaan maak die pad, gaan maak my pad in die wildernis. Hierdie volk wat in die struik getrap het. Hierdie volk wat in gevangenskap is, hierdie volk wat terug is, Egipte land toe, gaan maak 'n pad vir my in hulle harte. Dis wat hy gesê het. Besny die nasies. Al die nasies besny. Die hele boks om bende hier buite besny. Ismael besny. Rasbansi besny. Almal besny. Nou sê hy, die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Ons is in die struik getrap. Ons is in 'n wip gevang. Wil u nou waaragtig vanmôre vir my kom sê, ons moet die Bybel nou los. Ons moet Vader se woord los. Ons moet sy riglyne los. Want skielik het hy besluit, hy het 'n groot fout gemaak om die Egiptenare in Egipte te los het. Hy moes apostels van die Egiptenare gemaak het, dat hulle ook gered kan word. Dat hulle ook gedoop kan word, dat hulle ook met die Heilige Gees gedoop word. Ek lees dit nie in die boek nie. Nou wat is dit wat jy en ek vir mekaar moet sê? Ons moet mekaar vind in hierdie oomblikke. Dit is krities. 2024 het verbygegaan en sê vanmôre vir my, het ons waaragtig daarin geslaag om in hierdie volk wat die wildernis geword het, volgens Jesegiel 35, het ons 'n groot pad vir Vader Jahwe binne in hierdie volk se harte gebou, ja of nee. Maar ons is besny, en ons is gedoop, en ons hou die sabbate, en ons hou die feeste, en ons hou al hierdie dinge, maar hierdie volk bly 'n wildernis. Iets is verkeerd. Iets is verkeerd. Het Vader Jahwe verander? Nee. Job 23:13 sê dit vir ons mooi. Job 23:13 sê, maar hy bly onveranderlik een. Het jy mooi gehoor? Hy bly onveranderlik een. As jy dit saam met my aanvaar vanmôre, dat dit so is, dan kyk ons uit 'n ander perspektief vanmôre na die dopery wat hier aangaan, sodat ons kan verstaan hoe uniek die Johannes doop is.
Dit was bedoel vir die volk wat 'n wildernis geword het. Dit het niks met niemand anders uit te waai nie. Jou dopery beteken dit, jy erken dat jy 'n wildernis geword het, maar jy wil nie verder 'n wildernis voor sy aangesig wees nie. Dit is jou dagkeuse gewees. Die vraag is, wat kom kort? Is Vader se reddingsaksie in plek? Is hy besig daarmee? Halleluja, hy is. Anders sou jy en ek nie vanmôre hier gewees het nie. Ons het gereageer onder die krag van sy reddingsplan. Prys sy kosbare naam. Hier sit ons nou vanmôre. U en ek is sonder die toedoen van mense hande van die berg losgemaak. Verstaan u die berg? Berg in die skrifte is 'n metafoor vir die koninkryk. Maar Lukas 4 sê, al die koninkryke behoort aan die Satan. Lukas 4, het jy dit gelees daar? Dis die struik waarin ons getrap het. Want hierdie koninkryke het vir ons godsdiens bedien, menseregte bedien, humanisme bedien, sosialisme bedien. Intussen is hierdie volk binne in die struik. So die dopery van Johannes moet 'n bewustheid word. Hierdie dopery maak hierdie seuns en hierdie nageslag van Jakob bewus van hulle wildernis toestand. Hy sê ek doop julle tot bekering, het jy gelees in Matteus 3:11. So die bekering beteken ek wil nie meer 'n wildernis wees nie. Dis die passie. Nou kom ons vat hom gou 'n bietjie verder. Sonder die toedoen van mense hande. U wat hier sit en u wat na hierdie stukkie luister. Vader Jahwe het jou losgemaak. Die wêreld het jou nie losgemaak nie. Geen mens het jou losgemaak nie. Die krag van sy gees het tot jou gespreek. En dit is waarom jy vanmôre sit waar jy sit. Dis die verskil. Dis die verskil. Hoekom haat die wêreld so ou klein gemeentetjies soos die? Hoekom? Want ons losgekom van die berg. Wat 'n groot vreugde. Wat 'n groot vreugde. Nou kom ons vat hom so 'n bietjie nader na die einde toe. Luister vir my mooi. Wat 'n groot vreugde. En toe ons geherdoop is met water, is 'n groot vreugde, nie waar nie? Toe ons herdoop is met water, en toe is die besnydenis met die doop met water ingestel. Nou alles gedoen is. Ons het al hierdie wonderlike dinge gedoen. En ons hou die sabbate en ons hou die feeste en ons het slim geraak in die skrifte. En al hierdie wonderlike dinge, 'n deel van ons elke dag lewe geword. En toe bly ons steeds 'n wildernis. Weet jy hoekom? Blaai gou na Galasiërs 5 vers 19 toe. Galasiërs 5 verse 19. Kom ons bly, dis tog lekker om so 'n bietjie in die skrifte te bly. Ons moet dit met mekaar in liefde hanteer, sodat ons kan sien hoe ons in die struik getrap. Ons het binne in die struik getrap, ons bly binne in die struik, want ons kom nie daar uit nie, maar ons is almal gedoop en ons het 'n erkenning voor Vader Jahwe gemaak, dat ons gaan ons lewe verander. Met ander woorde, ons gaan nie 'n wildernis bly nie, ons gaan verander. Dit was my besluit, was jou besluit. Maar ons is steeds 'n wildernis. Kom ons lees. Galasiërs 5 vers 19. En terwyl ons so lees, dan moet jy nou 'n bietjie dink. Jy moet so 'n bietjie laat die gedagtes rondloop vanmôre en dan luister ons bietjie mooi. Wat lees ons? En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik, hier begin die moeilikheid. Oorspel,
Kom ek verduidelik wat is oorspel. Hierdie volk is Vader se vrou, metafoor. Maar hierdie volk het ander godsdienste wat sy aanhang. Sy is in oorspel. Hoerery. Hierdie volk se jong dogters en jong seuns, hulle vermeng teen 'n asemrowende spoed van lig hier buite. Dis 'n wildernis. Maar is almal gedoop. Onreinheid, ongebondenheid, afgoderry. Kan jy wragtig glo dat ons hou 'n nagmaal met 'n broodjie, dan sê ons dit is die fisiese liggaam van ons losser wat ons eet. En as ons die bietjie wyn drink, dan sê ons dit is sy bloed. Hoe het die wildernis lewe nie die wonderseuns en dogters van Vader Jahwe verwoes nie? Maar ek kom by die volgende een, towery. Weet jy, as 'n mens na die politikuste van die dag kyk, is towenaars man. Jy moet kyk op 'n tower die mense. Die towenaars hou die volk 'n wildernis. Kom ons lees verder. Naïwer. Jy kan nie glo dat hierdie pragtige boervolk oor kan die rivier van kus by 'n plek aangekom het dat hy waaragtig die son en die reën by nie gun oor sy buurman en sy buurvrou. Maar is gedoop. Is godsdienstig. Hier's 'n groot fout. Maar u is afgesonder om die werkers te wees, die ywerraars vir sy naam, om binne in hierdie wildernis 'n groot pad vir Vader Jahwe te bou. Hier sit u. Dis wie u is. Kom ons kyk oor tweedrag. Die hele plek is in tweedrag. Tot die Israeliete wat sonder die toedoen van mense hande uit hierdie ding losgemaak is vanmôre in tweedrag en hulle is gedoop en alles wat daarmee saamgaan. Ons kom nie los uit die wildernis nie. Daar's 'n rede voor. Partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge. En kom Paulus aan die einde van die lys en hy sê, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van Vader Jahwe nie sal beerwe nie. Dit beteken ons moet loskom uit godsdiens. Ons moet kyk of ons in ware aanbidding is. En as ons nie daar is nie, dan beteken dit ons kan alleenlik dit kry as ons of wanneer ons met die Gees gedoop gaan word. So die Johannesdoop het ons afgeskei van hierdie wêreld. Die Johannesdoop sê, kom ons bou 'n groot pad van ons Vader in die wildernis. Maar die Geesdoop is Vader, hy doop ons met krag uit die hoogte, met wysheid, met dinamika, om hierdie weg te kan bou. Ek moet klaarmaak. Wie bluf ons? Ons bluf net onsself. Mag dan nooit hier buite gesê word dat ek skiet die Johannesdoop af nie. Dis 'n leuen. Dis nie wat ek doen nie. Ek het verduidelik wat doen die Johannesdoop. Die Johannesdoop is eintlik 'n aktiwiteit wat manne en vroue vanuit die wildernis terugroep om saam met die krag van die evangelie 'n groot pad vir Vader Jahwe in die wildernis kan bou. Dis hy. Deuteronomium 26 verse 19. Dis 'n raadsbesluit van Vader Jahwe. Onthou Amos 3:7 sê, hy doen niks tensy hy sy raadsbesluit deur die mond van sy profete bekend gemaak het nie. Is dit reg?
Nou luister mooi, wat sê Deuteronomium 26:19. En ek pleit dat jy my sal hoor vanmôre. Ek het niks met die wêreld uit te waai nie. Niks. Hoor wat sê Vader Jahwe se woord. En dat hy jou dan die hoogste sal stel bo al die nasies wat hy gemaak het. Het jy mooi gehoor? Halleluja. Die vraag is, waar is ons? Waar is ons? En almal het 'n getuienis. Ek het 3 doopseels. Kan jy dit oorvertel? Nee, die eerste een kan ek nie eens meer onthou. Nee, my ma het hom ergens vir my gegee. Ek weet nie waar hy is nie. En wat? Ons het nie 'n pad gebou nie. Ons het nie die kragte ontvang nie. Ons is nie in 'n magtige oorwinning nie. Wat het met ons gebeur? Wat kom kort? Johannes wys duidelik uit dat ons met die Gees gedoop sal word. Die woordjie sal staan in Matteus 3:11 geskrywe. Maar hy wat na my kom, wat groter is ek, hy sal julle doop. Maar hy doop nie ongeregtigheid nie. En solank as wat u en ek hierdie wildernis godsdiens in stand hou op enige manier, kan ons nie met die Gees gedoop word nie, want dit kan nie, hy kan nie sy Gees vaardig maak oor ongeregtigheid nie, daar's nie 'n manier nie. So ons het 'n pad wat ons moet bou. Ek gaan hom bou, wie gaan saam? Wie gaan saam? Ja, gaan hele gemeente gaan saam, prys sy kosbare naam. Ons sal vir ons koning in boerland 'n groot pad bou, prys sy kosbare naam. Die doping met die Gees wat heilig. Daar staan in jou Bybel Heilige Gees. Dit natuurlik 'n afgesonderde Gees, want Vader is heilig. So sy Gees is eintlik dan die Gees wat heilig. Hy sê, want jou het ek afgesonder uit al die volke wat op die aarde is, om my eiendomsvolk te wees. Dit beteken, sy Gees haal ons uit. So ons het vroeër vandag vir mekaar gesê, sonder die toedoen van mense hande, het ons losgekom van die berg. Deur wat? Deur sy Gees. Halleluja. Sonder dit kan dit nie gebeur nie. Sal Vader dus dan deur sy Gees ons in Galasiërs 5:19 se gemors laat vasval. 17 oortredings. Hy sê ek reël dit sodat julle nie my koninkryk kan beerwe nie. Sal Vader se Gees dit doen? Sal Vader se Gees 2 broers in woede laat ontvlam? Sal Vader se Gees gemeentes te mekaar aanhits? Sal Vader se Gees maak dat 'n volk soos hierdie haar knie buig voor al die gode van hierdie wêreld? Sal sy Gees dit doen? Nou met watter gees het die charismate dan gedoop? Wat is die leemte, geliefdes? U en ek sluit daarmee af, u en ek moet mooi hoor vanmôre. Ons het 'n stukkie hoogmoed gebou, want ek is gedoop. Jou egoïsme is daarmee getroos. Jy voel so goed daaroor. Almal van ons. Ons het daar aangekom. Dit bind ons in die wildernis. Want egoïsme hoort nie by die knegte van die Allerhoogste teen die hele wêreld vry nie. Hy hoort nie daar nie. Maar die doping in die Gees het iets wonderliks wat hy vir ons bring, wat ons bekragtig, wat ons bemagtig. Kom ons kyk net vinnig daar, Galasiërs 5:22. Kom ons lees gou daar, Galasiërs 5:22. En dan vat u hierdie enetjie huis toe. Woe, dis mooi. Dis mooi wat hier geskrywe staan. Galasiërs 5:22. Ag, en u almal ken dit uit die koppe uit, maar kom ons
kuier net so 'n bietjie rondom Galasiërs 5:22 en hy sê die volgende, en luister nou mooi, hoor hoe mooi sê hy sê, maar die vrug van die Gees. Het jy hom gelees daar? Maar die vrug van die Gees. Watter Gees? Vader se Gees. Dit reg. So, wat sê Johannes? Hy sê, hy wat na my kom, gaan julle doop met sy Gees. Is dit reg? Is dit reg? Nou kom Paulus en hy sê, ons moet 'n slag wakker word. Moet 'n slag wakker word. Wanneer ons met die Gees gedoop word, manifesteer die 9 vrugte van die Gees in ons lewens. Daar's hy. En dit is wat u en ek nodig het vanmôre. Maar die vrug van die Gees, die heel eerste ene wat genoem word, is liefde. Liefde. Die laaste ene is selfbeheersing. Nou kom ons praat net gou-gou, net vinnig oor hierdie tweetjies. Ons liefde, het 'n skakelaartjie. Ek kan hom afskakel of ek kan hom aanskakel. Ek kan kies om 'n ou wat my nikkerig gemaak het, nie meer lief te hê en ek skakel hom af. So my liefde het 'n aan en afskakel. 'n Skakelaartjie, aan en af. Sies. Vader het my lief gehad terwyl ek 'n verrotte, vuil, sondige mens was. Hy skakel nie sy liefde af nie, want sy liefde is 'n krag van sy Gees. Hoe lyk ons liefde? Hoe lyk ons selfbeheersing? Kom ons praat oor selfbeheersing. Wanneer 'n broer jou kwaad gemaak het of 'n sussie jou kwaad gemaak het, dan loop jy buitekant toe en jy sê, ek verpes daardie mense my lewe. Is dit selfbeheersing? Want die oomblik as jy dit gedoen het, is selfbeheersing weg. En selfbeheersing en liefde is die 2 ankerpale van die ander 7 gawes van die Gees. Want luister nou mooi, wat is die volgende een? Hoekom kan ons nie 'n geesblydskap teenoor mekaar dra nie? Hoekom kan ons mekaar nie vereer nie? Ons is so wonderlik om boeties en sissies te hê waaraan ek erkenning kan gee. Ons is almal saam losgemaak sonder die toedoen van mense hande van hierdie gemors hier buite. Kom ons daar nie blydskap vir mekaar daaroor nie. Hoekom wil die een nou beter wees as die ander een? Die aksie is dan presies dieselfde. Jy was ek in die klip, man. Jy was in die berg vas, man, nes ek. Ons moet 'n blydskap daaroor hê. Kom ons lees die volgende een. Vrede. Wanneer ek praat oor vrede, dan dink ek outomaties aan die volgende. Hoeveel vrede sit vanmôre hier tussen ons? Is dit goddelike vrede of is dit sommer net 'n stuk verdraagsaamheid vir mekaar? Is hierdie vrede, is dit Vader Jahwe se vrede wat tussen ons sit? Is dit tasbaar? Kom ons stap aan. Lankmoedigheid. Nou, lankmoedigheid is 2 woordjies. Lankmoedig. Met ander woorde, jy moet moedig bly terwyl jy lank kan wag. Dit reg. Jy verander nie. Jy kom nie op 'n stadium en sê, nee man, ek het nou genoeg met hierdie ou gepraat. Hy kan in sy kanon gaan. Hy het nie ore nie, wil nie hoor nie, kry vir jou. Dis nie lankmoedigheid nie. Dit is nie. Vriendelikheid. Nie bombakkies nie. Vriendelikheid blom vanuit die innerlike wese. Vriendelikheid dra dankbaarheid. Goedheid. Goedheid. Dis 'n ding wat hierdie volk mee sukkel. En weet jy wat maak hulle?
Hulle koop tonne en tonne en tonne en tonne blikkies kos, komberse en klere, dan ry hulle Soweto toe. Maar hulle is gedoop. Hulle is gedoop, hulle is in die godsdienstoefening, hulle is besig om vir die Here 'n pad te maak. Maar u en ek is nie op daardie pad nie. Ons maak 'n pad vir ons Vader Jahwe. Dis ons goedheid. Ons goedheid gaan na die volk toe, wat hy alleen sê, jou het ek alleen geken uit al die volke van die aarde. So ons goedheid gaan daar na toe. As ons dit na 'n ander plek toe kanaliseer, dan beteken dit, ons getuig daarmee, dat ons is nog steeds binne in die wildernis. Die woordjie getrouheid het vanmôre in die aanvang van hierdie diens geval. Getrouheid. Getrouheid. Ek stel alles uit, behalwe die werk van Vader Jahwe. Ek stel alles uit, behalwe die samekoms, saam met die geliefdes van my koning. Bly getrou daarin, en in sy woord, want ek getuig daarmee, dat ek sonder die toedoen van mense hande losgemaak is. Tjoe, sagmoedigheid. Partymal van ons is so 'n bietjie nikkerig met mekaar. Maar dan moet jy maar saggies bly en moedig bly, tot daardie persoon tot inkeer gekom het. Hoekom? Want ons is besig om 'n groot pad vir Vader Jahwe binne in die wildernis te bou. Sjoe, mooi. Mooi. En dan kom ons by selfbeheersing. Nou hoor nou mooi wat sê Paulus in die 23ste versie. Kom ons lees saam. Teen sulke dinge is die wet nie. Wat hy eintlik sê, as jy dit doen, kan jy nie die wet oortree nie. Dis wat hy eintlik vir ons sê. Omdat doping met die Gees die mees verwaarloosde lering in hierdie volkie is. Daarom bly hierdie volkie binne in die wildernis. Sy is 'n burger van die wildernis. Sy praat soos die wildernis. Sy beplan soos die wildernis. Sy maak die nageslag van Vader Jahwe vir die wildernis groot. Het dit nie tyd gekom dat u en ek tot besinning moet kom nie? Ons almal wat hier sit vanmôre is gedoop, klein of groot, maak nie saak nie. Ons is almal met water gedoop, die hele lot van ons. As ons waag om vanmôre te sê, ons is met die Gees gedoop, dan moet ons die 9 vrugte van die Gees laat manifesteer. Want dis hulle, hierdie 9, wat 'n groot pad bou vir Vader Jahwe se volk, wat vanmôre 'n wildernis is. Kom ons kom op ons voete. Kom ons staan 'n bietjie op ons voete. Kom ons maak ons harte vol van blydskap. Kom ons kry 'n verbete oortuiging in ons binnekant. Ek is klaar met die wildernis en ek kies vanmôre om op te staan en aan te meld, want ek wil deur die Gees gedoop word om vir hierdie koning van die ewigheid 'n pad binne in die wildernis te bou. Ek dank u.